Goeiemôre. Ek hoop dit gaan goed met elkeen. Wonder of ons gou, of julle gou vir my 'n guns kan doen. Wil julle nie gou saam my staan nie asseblief? Wil jy ons moet net iemand wat ons nog nie gegroet het vanoggend, gaan groet nie. Ja. Iemand wat ons nog nie gegroet het vanoggend nie. Stap bietjie rond, sê bietjie hallo, smaal vir iemand. As jy julle tande geborsel het, mag julle smaal, anders asseblief nie. Ja, alles. So lekker om in die huis van die Here te wees vanoggend. Ons sê nou die dag, ons vergeet baie keer dat dit 'n voorreg in die huis is om in die huis van die Here te wees. En nie uit tradisie uit nie uit, dit is lekker om in die huis van die Here te wees. En vanoggend gaan ons bietjie ietsie anders doen. Is Tannie Petru al hier? Nee, nog nie. Asseblief, hulle wil net gou ietsie doen. Dankie Tannie Stoffie. Terwyl Tannie Stoffie gou vir ons uitgaan, ons gaan goedjies bietjie anders doen. As die Sondagskool klaar is, gaan ons tiendes en ons offergawe bring na die skatkis toe. Soos julle kan sien, hulle staan nie voor vanoggend nie, maar ons gaan ons finansies by die voete van die kruis kom lê vanoggend. Want as enige iemand 'n verskil kan maak in ons omstandighede, in ons situasies, in ons finansies, is dit Jesus Christus. So ons gaan hom vertrou met dit vanoggend. En dan wil ek vra, soos ek het dit so 'n paar weke terug ook gesê, die aanbidding, die praise en die worship is al wat God uit 'n diens uit kry. Dis al wat hy kry. God het die woord verskaf, hy het al geweet voor ons 'n woord gepraat het wat hier voorgepraat moet word. En vanoggend wil ek vra dat ons harte oopmaak. Dat ons worship met die wete waar God ons al uitgehaal het. Het nou die dag vir iemand gesê, kyk, ek spring op en af, maar as jy verstaan het waar ek was, en hoeveel keer ek al dood moes wees, gaan jy verstaan hoekom ek worship soos wat ek doen. En dis wat ek wil vra vanoggend voor ons oorgaan in ons worship en ons prys en ons regtig net eer gee aan die Here, wil ek vra dat ons seker maak dat dit gaan vanoggend net oor die Here. Dit gaan nie oor ons nie of hoe ons voel nie. There's the song, julle kan so lank vorentoe kom. There's the song, one of my favorite songs. One of my favorite songs is I'll praise him in the storm. So no matter where you are, no matter where you've been, let's praise him like it's the last time. Goeiemôre julle namens ons Grace Kids kinders wil ons net graag vir pastoor Paul sê baie geluk met sy verjaarsdag. Ons weet dit is nou al 'n bietjie verby. Ons is 'n bietjie laat, maar ons Grace Kids van ons kant af gaan ons vir Elie vra om vir pastoor net gou ietsie te gee. Happy very belated birthday. Kyk, as daar chocolates en goed daarin is, verjaar ek ook binnekort hoor. Ek sien nie. Nee, ek grap sommer. Dankie julle. Ek gaan vir Delaney vra om vir ons te bid en die diens aan die Here oor te dra. Kom ons bid net saam. Amen, Here, dis vanoggend 'n voorreg, Here, soos wat Dwayne reg gesê het, Here, dis 'n voorreg om vanmôre in die huis te wees, Here, en Here, die woord van die Here sê in Psalm dat die berge sal hande klap en klippe sal uitroep dat U God is, Here, en Here, as berge wat nie eers hande het nie, Here, as klippe wat nie eers monde het vanoggend, Here, as hulle die naam van die Here kan groot maak vanmôre, Here, hoeveel te meer nie ons as mens nie, Here, ons wat hande het vanmôre om U te kan prys, Here, lippe het om te kan uitroep dat U God is, Here, en Jesus, ons kom vanmôre nederig voor U troon, Here, ons kom vanmôre nederig voor U, Here, en ons verklaar vanmôre dat daar is
geen ander God bo ons God nie. Here, daar is geen ander naam bo die naam van Jesus nie. Here, ek verklaar vanmôre dat hierdie naam nog steeds siekes kan genees. Hierdie naam kan nog steeds blindes laat sien. Hierdie naam kan nog steeds tronkhekke laat oopwaai vanmôre. Hierdie naam kan nog steeds fondasies ruk. Hierdie naam kan nog steeds vanmôre die wat gebind is vrymaak. Hierdie naam is waardig om verhef te word vanmôre. Hierdie naam is waardig om aanbid te word vanmôre. En ons verklaar vanmôre hierdie naam staan bo kanker. Hierdie naam staan bo wat ook al siekte dit is vanmôre, cholesterol, hoë bloeddruk, suiker, maak nie saak wat dit is vanmôre nie. Hierdie naam is bo elke liewe ander naam, Jesus, Here. En ek bid dat ons as 'n gemeente vanmôre die naam van die Here sal aanbid, Here. Here, ek verklaar vanmôre dat ons is niks sonder U salwing nie, Here. Ek kom bid dat die salwing van die Here oor ons sal rus, soos wat ons mag sing vanmôre, oor elke instrument, oor elke lip wat mag sing vanmôre, Jesus. Here, U woord sê dat sonder die salwing maak ons net 'n geraas vanmôre. Here, ek bid dat ons nie 'n geraas sal maak vanmôre nie, Here, maar dat wanneer ons monde oopmaak, Here, ons as 'n gemeente, as 'n liggaam, as die liggaam van Christus vanmôre, Here, mag dit 'n aansienlike, welgevalle offer wees vir U vanmôre, Here. Mag U dit aanvaar vanmôre en mag dit vir U goed wees. Here, U woord sê dat U woon onder die lofsange van U volk, Here. Ek bid dat ons vanmôre, Here, 'n goeie woning sal bou vir U vanmôre, soos wat ons sing, Here. Ek bid vir die woord vanmôre, Here. Ek verklaar dat hierdie woord is die waarheid. Hierdie woord is ja en amen. Hierdie woord verander nog steeds omstandighede. Hierdie woord spreek nog steeds in ons lewens in. Hierdie woord is lewend, Here. U woord sê dat dit is 'n lewende woord, Here. Ek bid dat dit sal vloei, Here, soos lewende waters vanmôre in hierdie kerk, soos wat dit gespreek mag word, Here. Ons verwelkom die Heilige Gees as die eregas vanmôre hier, Here. Ons loof U en ons prys U in Jesus naam alleen. Amen. Wie is ek dat U aan my gedink het aan die kruis? Wie is ek dat U aan my gedink het aan die kruis? Wie is ek dat U aan my ook liefde wou bewys? Wie is ek dat U vir my 'n tuiste voorberei? Dis genade op genade, losgekoop en vry. My verlosse leef, my verlosse leef, en
Amen, ons kan net so vinnig ons sitplekke neem. Ek wil graag vra die nuwe lidmate wat ons lidmaat aand bygewoon het om net vorentoe te kom asseblief. Dankie. Julle kan maar eers net so vir my kyk. Hulle kan na die tyd die nice kry. Vanoggend is dit 'n voorreg om elkeen van julle voor te stel. Maar eerstens wil ek hê julle moet weet, soos wat ons nou die aand gekuier het en gesels het, dat julle word nie deel van 'n gemeente nie. Julle word deel van die liggaam van Jesus Christus. Wat vir ons uitstaan en wat vir ons die belangrikste is by leefstyl is die Heilige Gees en die gehoorsaamheid daaraan. Want jy sien, ons kan soveel opdragte hê en ons kan soveel goed sê, maar as ons nie gehoorsaam is nie, beteken dit niks. En in gehoorsaamheid het julle die keuse gemaak om te sê julle wil deel wees, julle wil behoort, en vanoggend wil ons dit nie net oopstel in die gemeente oopstel nie, maar ons wil vanoggend eerstens vir die Heilige Gees vra om van vanoggend af iets nuuts te begin. Dat dit wat was, maak nie saak waar julle was, waar julle aanbid het, waar julle vandaan kom, alles moet in hierdie een oomblik net verander. Dat jy vanoggend weet dat ek is by die huis. En wanneer jy dit sê, moet dit nie een Kristiansstraat wees nie. Dit moet 'n Vader se huis wees. Jy sien, ons het 'n geneigtheid om te kyk na wat op die bord staan. Ek wil vanoggend vir julle sê, daar is maar net 'n aanduiding dat mense weet waartoe om te gaan. Maar hierdie moet bo alles die huis van ons Vader wees. Waar jy kan inloop en sê, dankie Here. Dankie ek is by die huis. Dankie dat ek nie hoef voor te gee nie. Dankie dat ek nie hoef iets te sê om net, ek kan hier wees, want my Vader is hier. En dit is wat belangrik is in hierdie oggend. En ek wil graag vanoggend julle salf en julle toemaak. En die seën van ons Here Jesus Christus oor julle bid. En ek wil vra dat die gemeente sal saam staan en ons gaan ons hande uitsteek na hulle toe. Aba Vader, dankie vir die voorreg om vanoggend, Here, elke een te kan salf wetend, Here. Vader, hierdie is 'n nuwe seisoen in Jesus Christus. Vader, ek kan net vanoggend vra dat U vanoggend sal kom en die wonde sal genees. Ek bid vanoggend, Here, dat ons waarlik saam 'n nuwe begin in Jesus Christus sal ervaar. Ek bid vanoggend, Here, dat U seën so intens op hulle sal rus. Elke een, Here. Vader, ons staan vandag net voor U en ons kan vandag in ons Vader se huis staan en sê dankie. Dankie, Abba Vader, vir soveel genade, vir soveel guns. Here, maar ons kom vandag en ons spreek lewe in die naam van Jesus Christus. Vader, ek kanselleer elke woord van dood wat oor hulle gespreek is, Here, wat oor hulle uitgesit is, Here, dat ons nou as 'n familie in Christus lewe kan vier, Here, om voor U te staan en te sê dankie, Here. Dankie dat elke ketting net afgeval het. Here, dankie dat ek nie nodig gehad het om te wonder hoe ek gaan loskom nie. U sê, U het ons vrygemaak. En ek spreek nou daai vryheid oor hulle. Vader, dat hulle die vryheid van die Heilige Gees sal ervaar. Dat hulle sal weet, Here, dat U alleen is waardig. Ek eer U en ek loof U.
In Jesus naam. Amen. As hy so vir hulle gee. As hy. Hoi, vergeet 2. As hy. Nou ja, as julle so omdraai, dan gaan ek die gemeente vra om hulle 'n lekker hand te gee en dan gaan ons die seën oor hulle sing. Amen. Ons kan eers ons sitplekke neem. Vanoggend wil ek graag begin by die belangrikste plek, om by die tafel van ons Here Jesus Christus stil te staan. Sien, ons kom baie keer met die voorbereiding om net aan te sit aan die tafel, maar ek wil vanoggend vir jou vra om net bietjie na hierdie kruis te kyk. Toe ek so inloop vanoggend en ek sien die kruis en is mooi en ek sit alles aan en ek is uit en toe ek terugkom, ewe skielik is dit asof die kruis ander betekenis het. Julle onthou daai liedjie wat sê at the cross where I first saw the light. Nou ek wil vanoggend, wil ek jou uitnooi met hierdie woorde, om vir jou te vra dat wanneer jy uitkom na die kruis, dat jy werklik die lig sal ervaar, wat Jesus in ons wakker maak. Dan die Stofie, sal jy die mandjie net wegvat, dat jou fokus vanoggend so intens sal wees, op wat hier aangaan. Wat hier gebeur het. Jy sien, vanoggend kyk ek na hierdie en ek dink, Here, as ons partykeer seer kry, is iets ons prik. Maar ek tel hierdie eysterpen op en ek besef, Here, dat hierdie, die Seun van God, sy hande deurboor het. Dat dit sy voete deurboor het. En dit het hy vir ons gedoen. Jy sien, ons lees Johannes 3:16 en ek dink nie ons verstaan die diepte van wat hy sê nie. So lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun vir ons gegee het. Besef jy vanoggend wat dit beteken, dat hy sy enige gebore seun vir my en jou gegee het, sodat ons vanoggend kan deel hê aan die tafel, sodat ons sy liggaam kan inneem om genesing te ontvang, sodat ons sy bloed ervaar, en tog is dit net 1 druppel bloed wat nodig is.
Verstaan ons regtig wat God se genade is? Of is ons in so 'n gemaklikheid van, dis net nog 'n nagmaal? Ek wil vanoggend vir jou sê, hierdie kan enige van ons se laaste maal wees. Ons weet dit nie. Jy sien, ons lees baie keer net skrif en dan raak ons so hastig. Ons raak so hastig om hierdie deel klaar te maak. 1 Korintiërs 11:23 sê, dit is wat die Here self gesê het, en wat ek destyds aan julle oorgedra het, net soos ek dit ontvang het. In die nag waarin Jesus verraai is, het hy die brood geneem, en nadat hy God gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit ter herinnering aan my. Net so het hy die wynbeker na die maaltyd geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, wat verseël is deur my bloed. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink, ter herinnering aan my. Jy sien, nagmaal herinner ons dat gehoorsaamheid begin by om te doen wat Jesus beveel het. En nie uit dwang nie, maar uit dankbaarheid. Ek wil vanoggend vir jou sê, dit is so maklik om 'n rede te soek om nie aan te sit nie. Dit is so maklik om vanoggend jouself te regverdig en te sê, daar's te veel goed in my, ek kan nie. Daar te veel goed gebeur tot en met hier, maar ek wil vanoggend vir jou sê, as jy wil hê dat daardie goed moet weggaan en opgelos word, het jy die liggaam van Jesus nodig. Want jy sien, ek weet nie wat julle Bybel sê nie, maar 1 Johannes 1:9 in die Bybel wat ek lees sê, wat jy bely, sal ek jou van vrymaak en ek sal jou reinig van alle ongeregtigheid. So hoekom maak jy dit so moeilik? O nee, Here, ek kan nie hierdie nie. Jy wil dit nie los nie. Dis die probleem. Dis jou keuse vanoggend om te sê, Here, ek kies om los te maak. Julle ken daai liedjie, he's a chain breaker? Glo julle dit? Glo julle dat hy nog kettinge breek, dat hy nog wonderwerke doen? Jy sien, dit is waarom ek en jy nodig het om aan hierdie tafel aan te sit. Dis waarom ons nodig het om deel te hê van sy liggaam. Om sy bloedvloei te ervaar. Want jy sien, dis al wat belangrik is dat ons vanoggend weet, Here, soos ek aangekom het na die kruis toe, het ek die lig gesien, het ek die duidelikheid ervaar, weet ek presies waar en wat moet ek losmaak. Jy sien, jy kan vanoggend net uitkom, en dit kan net nog 'n nagmaal wees, of jy kan vanoggend uitkom. En ek wil jou guns vra, ek wil dit nie vir julle moeilik maak nie, maar moenie van daai kante afkom nie, kom van hierdie kant af. Ek wil jy moet vanoggend die kruis van vooraf bekyk. Ek wil jy moet kan opkyk en weet dat daardie kroon op Jesus se kop ingedruk was. Ons het gister, terwyl ons hier regmaak, val hierdie kroon af, en soos hy val, steek daardie dorings diep in die mat in. En op daai oomblik besef ek, as ons sukkel om die doring uit die mat uit te haal, wil ek vanoggend vir jou sê, besef jy waar deur Jesus is. En dan dink ons is nie lus nie. Weet jy wat, dit is nog nie nou reg nie. Jy het nie 'n keuse van môre nie. Jy sien, omdat hy leef, moet jy net kans sien vir vandag. Jy moet net gereed wees vir dit wat Vader vandag vir jou uitsit. Hou op, dink aan môre, is nog nie hier nie. Vader, ek eer U vir vandag. Ek eer U vir die voorregte wat U vir my vandag gaan oopmaak. Ek eer U vir elke asemhaling. Ek eer U vir elke oomblik wat ek die lig kan wees vir iemand anderste.
Miskien moet ons minder praat met ander en net die lig van Jesus laat skyn. Want weet jy hoekom? Ek lees hierdie en ek kon net nie anders as om hierdie met julle vanoggend te deel nie. Hy sê in 1 Korintiërs 13 vers 1 begin hy met daai ou mooi woordjie. Al sou ek die tale van mense en van engele spreek en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n lydende simbaal geword. En julle weet hoe gaan vers 2, hy gaan net aan op dit. Of jy nou profesie het en die duidelikheid daarvan, maar as jy nie liefde het nie, beteken dit niks. Nou, jy weet, ons kan ons of die hele dinamika van die worship span gebruik, maar imagine, slat net daai simbol 'n klomp keer. Net daai ene, jy moet hom slaan, moenie skaam wees nie. Slat hom. Jy kan aanhou, roer hom. Maak dit sin. Is daar ritme in dit? Kan jy iets begin sing op dit? Jy sien, op die stadium is daai net 'n geraas. Maar raai wat gebeur as almal begin besig raak en elke ou sy kant bring. En wanneer die simbaal dan deurkom met ritme saam met dit, is dit nie net meer 'n klinkende simbaal nie. Ewe skielik is dit iets wat hier binne wakker maak. Vanoggend wil ek vir jou sê, dis die Heilige Gees. Die wêreld maak ons klinkende simbale. Ons wa, maar dit maak glad nie eers sin nie. Maar wanneer die Heilige Gees inkom en hy gee ons doel, dan gaan dit oor die een woordjie. Dit gaan oor die een dingetjie wat ons oopmaak, die een ding wat ons toelaat. Jy weet nie wat jou deel in iemand anders se lewe kan wees vandag nie. Maar ek kan jou een ding sê, as jy vandag met die liefde van Jesus uit hierdie huis uitgaan, het jy iets om iemand anders te offer. Maar sonder sy liefde het jy niks. Jy sien, dit begin alles by die grootste gebod. En so kan jy alles die heeltyd meer dit aan liefde. Ek luister hoe ouens excited raak. Die kerke wat net liefde preek, plaas hulle preek van reg en verkeerd. As jy liefde het, sal jy reg en verkeerd verstaan. Rarig. Maar alles begin eers met die liefde van Jesus. Nie die liefde van jouself nie. Die liefde van Jesus. Iemand styg op. As hy. Dit is net 'n tydelike onderbreking. Al wat ons vanoggend nodig het, is om die duidelikheid te hê van wie Jesus is. En ek wil vanoggend ietsie anders te doen. Tannie Stoofie en Tannie Lies, wil julle nie die worship span kom bedien? Ag, jy kan net daai monitor afsit, ek dink is hy. Of nie. Dat ons vanoggend die gemaklikheid kry om vanoggend te sê, Here, ons is gereed. Ons is gereed om te doen wat U vir ons sê. Jy sien, ons het baie keer soveel planne vir onsself. Maar ek wil vanoggend hê as jy hier voorkom staan, dan kyk net na hierdie muur. En dan wil ek jou uitdaag vanoggend om voor hom te kom staan en te sê, Here, wat het ek van hierdie? Is ek op die plek waar ek werklik kan sê ek het vrug? Jy sien, ons lees Galasiërs en ons raak so excited oor die vrug van die Gees, want ons het 1 of 2. Ek wil vanoggend vir jou sê, hierdie vorm hierdie. Ons mis iets. Want ons hoor van die vrug van die Gees en dan sien ons hierdie, ek het hierdie. Is jy seker?
Jy sien, want is nie hierdie wat uitgebeeld word in die gees nie, dis hierdie. Hy het vir ons hierdie gegee om te verstaan dat hierdie maak deel van die vrug van die gees. Ek luister hoe ouens sê, ek is alright, ek het liefde, of ek het dit, of ek het dit. Rarig, dan is jy glad nie alright nie. Dan is jy alles behalwe. Jy sien, dit gaan oor die vrug. Hy sê, volgens jou vrug. Ouens, wat ervaar mense as hulle by jou kom? 'n Tros drywe, 'n bietjie van die, bietjie van daai, of ervaar hulle die vrug? Jy sien, dis wat ons vanoggend nodig het om onsself te vra. As ons vanoggend uitkom, en ons loop na hierdie bord toe, wat ons kan sê, Here, Vader, soos ek die seën ervaar, wat oor my gesing word, kan ons die seën vir hulle sing, asseblief? Soos hulle die seën ervaar, wil ek hê, jy moet na hierdie bord kyk, en sê, Here, ek wil nie hê een van hierdie goed moet uitstaan nie, ek wil hê die vrug moet uitstaan in my lewe. Vader, help my om van hierdie oomblik af, die vrug te begin soek in alles wat ek doen, die vrug oor te dra aan almal wat ek mee in kontak is. Want dit is wanneer jy weet, jy is besig om te genees. Jy is besig om los te maak. Julle ken nou liedjie, ons sing dit so baie, Jesus het my vrygemaak. Maar jy sien, om vrygemaak te wees, moet jy hierdie ervaar. Anders het jy nie vryheid nie. Jy kan nie vry wees sonder die vrug nie. So ek gaan vanoggend, ekskuus aan, so ons gaan dit so 'n bietjie verander. Ek gaan vanoggend vra dat hulle net die seën sing. Want ek ervaar net vanoggend dat ons vanoggend het net die seën van die Here Jesus Christus nodig. Ons het nodig om te besef wat dit beteken, terwyl ons die nuwe familielede welkom geheet het en hulle sing daai lied, dus dit asof die seën net so vashak, en ek sê, Here, wat kan ons doen sonder die seën? Ons het niks om voor te streef nie, ons het nie eers 'n uitroep nie, maar wanneer U seën oor my, my huis, my kinders se kinders, kan ek vir niks meer vra nie. Kom ons sluit ons oë. Here, dankie Vader dat ons by hierdie tafel staan. Dankie dat ons vanoggend, Here, op hierdie kruis kan afstap en sê, dankie Here, soos hierdie lig uitstaan, Here, soos ek die bloed ervaar, so ervaar ek die vryheid, so ervaar ek die deurbrake, so ervaar ek die losmaking, Here. Vader, help Vader, dat dit so sal uitstaan in ons vanoggend, dat U seën vanoggend op ons sal rus, dat ons vanoggend weet, Here, as geseëndes van die Here, is daar niks wat ons kan terughou nie. Vader, nou gee ons oor, net aan U, in Jesus naam. Kom gerus uit. Dankie Jesus. Amen, Jesus. Yes, Lord. Dankie, Here. Dankie, Here. Yes, Jesus. Mag hy benade bewys, die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee.
familie, jou kinders, hul kinders, hul kinders, mag sy vrees rus oor jou lewe en 1000 generasies, jou familie en jou kinders en hul kinders en hul kinders, mag sy guns rus oor jou lewe en 1000 generasies, jou familie en jou kinders en hul kinders en hul kinders, mag sy gewede jou vooruit gaan, agter jou staan en langs jou staan, dit omring jou, hy is in jou, hy is met jou, hy is met jou, in die oggend en die ander, in jou doene, en jou late, en jou hartseer, en jou vreugde, hy is vir jou, hy is vir jou, hy is vir jou. Amen, amen, Majesty, worship His majesty, unto Jesus be all glory, power, and praise. Majesty, majesty, kingdom, authority, flow from His throne unto His own. His anthem raised, and majesty, majesty, worship His majesty, unto Jesus be all glory, power, and praise. Majesty,
Majesty, majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. For you are great. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. For there is no one else like Here, dankie dat daar niemand is so sien nie. Dankie dat niks of niemand met U vergelyk kan word nie. Dankie dat die ja ja is en die nee nee is. En bovenal dankie Here dat toe Jesus aan die kruis gehang het, was my naam ook in die hart gewees. Here, ons wil vanoggend net sing halleluja, halleluja, halleluja. Esherakasi entuyos tabalarabachantiri fuyos tumonta. As jy gemaklik is, wil jy nie saam met my kniel nie. En dan sing ons vir hom halleluja.
You are worthy. You are worthy. You are holy. You are holy. You are holy. You are holy. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Oh, Here. Dankie Jesus. Vader, ons aanbid U in hierdie oggend, Here. Vader, ons kan nie vanoggend genoeg net dankie sê, Here. Here, dankie vir voorregte wat ons nie eers toekom nie, Here. Here, maar vanoggend is my gebed, Here, dat ons vanoggend in gehoorsaamheid voor U sal staan, Here. Vader, help ons om te verstaan, Here, wat dit beteken wanneer ons in die gees van God gehoorsaam moet wees. Vader, ek besef net vanoggend, Here, ons kan alleenlik in gehoorsaamheid staan uit 'n plek van liefde. Here, want as ons die liefde van Jesus Christus ervaar, wanneer ons op die plek kom waar ons werklik oortuig is dat sy liefde ons volmaak, Here, hoe maklik is dit om dan op 'n plek van gehoorsaamheid te kom en net te sê, Here, hier is ek vanoggend.
Vader, ek wil voor U in gehoorsaamheid staan. Ek wil weet wat U woord vir my sê, Here. Vader, ek wil op die plek kom waar ek U opdragte gehoorsaam, Here. Here, ons het vir so lank, het ons net rondgedrentel, soos die wind ons waai het ons gegaan. Vader, maar vanoggend, Here, weet ek dat U ons genees het, Here, soos ons deel gehad het aan U liggaam en U bloed, kan ons vanoggend voor U staan en sê, Here, dankie dat U my heel gemaak het. Here, dankie Vader dat U my los en vry gemaak het van wat was. Here, dankie Vader dat ons vanoggend bo alles innerlike genesing ervaar. Here, ons fokus is baie keer so op die uiterlik, dat ons vergeet dat as die hart en die denke nie gesond is nie, kan ons nooit by die plek van vryheid kom nie. Kan ons nooit op 'n plek kom waar ons sê, ek het by die voete van Jesus geëindig nie. Vader, en dis waarom ons vanoggend ons self oorgee en sê, Here, Vader, al het ons net vanoggend een puntjie, en dit is gehoorsaamheid. Vader, weet ons, Here, dat die ander in plek sal val. Here, want alles begin tog by die gehoorsaamheid aan die woord, die gehoorsaamheid aan die stem van God, die gehoorsaamheid aan die opdragte. En dis wat ons vanoggend nodig het, Here. Ons het vanoggend nodig om gehoorsaam te wees, Here, sodat ons die lig kan ervaar. Sodat wanneer ons na hierdie kruis kyk, Here, dat ons nie net 'n kruis sien met 'n kroon bo of met lappe op die kant nie, Here, maar dat ons die kruis sal ervaar soos wat U op hom was. En dat ons nie 'n liggaam sal soek nie, maar dat die lig sal uitskyn uit hom uit, Here. Vader, maar dat ons sal onthou dat soos ons die lig ervaar, so ervaar ons ook die bloed wat uitgestort is vir elke een van ons. Here, as ons net dink aan daardie mooi liedjie wat sê, washed in His blood, saved by His grace. Vader, is wat ons vanoggend vra, Here. Here, help ons om te verstaan wat dit beteken om skoon gewas te wees deur die bloed van die lam, sodat ons U lig weer kan laat skyn, sodat manne, vroue en kinders weer in eenheid kan kom, soos wat U bepaal het, Here. Dankie, Here. Here, dankie vir U Heilige Gees. Here, dankie vir U teenwoordigheid, Here. Dankie dat ons vanoggend, Here, net weer eens kan sê, dankie, Here. Vader, daar was nog nooit 'n einde aan U wonderwerke nie. Dankie vir elke wonderwerk wat vanoggend plaasvind, Here. Here, soos U ons denke vernuwe, Here. Soos U elke hart weer sag maak. Soos U ons vanoggend net oopstel vir die lig van die Here Jesus Christus. Vader, staan ons nou voor U met dankbaarheid om te sê, Here, U het my waarlik vrygemaak, Here. Vader, ek bid vanoggend, Here, dat U woord wat die hoogste gesag is, Here. Vader, dat U dit vir ons sal oopmaak, net soos U kan, Here. Dat niks in my sal wees nie, maar alles in U. Here, U soewereine wil vir hierdie dag, Here.
eerste dag van Februarie. Vader, dat hierdie 'n dag sal wees wat ons altyd sal onthou. 'n Dag waar daar verandering plaasgevind het. 'n Dag waar kettinge net afgeval het. 'n Dag waar ons weer die lig van die Here Jesus Christus ervaar het. Vader, is ons gebed nou, in Jesus naam. Amen. Amen. Ons kan ons sitplekke neem. Johannes 14 vers 21 in die NLV sê dit baie mooi. Hy sê, wie my opdragte onderhou en hulle gehoorsaam, dit is die persoon wat my liefhet. Nou, ek wil nie op die oomblik verder lees nie, want jy sien, daai is eintlik 'n baie groot uitdaging. Ek wil vanoggend, wil ek dit net so 'n bietjie by jou los en net laat dit so 'n bietjie hardloop. Maar is dit waar ek en jy vanoggend is? Om te sê, Here, ons is die wat u opdragte onderhou en hulle gehoorsaam. Of lees ons dit en wow, hierdie is 'n awesome skrif. Jy sien, want 'n awesome skrif kan nie jou lewe verander nie. Maar 'n skrif wat lewend word in jou, is wat jou lewe verander. Want tot en met jy die tree gee om te sê, Here, ek embrace dit wat ek vat, kan niks gebeur nie. Ouens, omstandighede kan nie bepaal wie jy is nie. Ek weet nie van jou nie, maar ek weier om dit te aanvaar. Ek het nog nooit 'n droom gehad van om 100 te word nie. Ek kan nie dink dat iemand so laf wil wees nie. Rarig. Ek koop hier 'n regte 4x4 wat ek met 'n 4x4 moet begin loop. En alles moet moeilik wees. As ek nou sukkel om 'n ding van die grond af op te tel, ek wil nie eers 10 jaar later dink nie. En ouens dink 40 en 50 jaar later. Dan dink ek, Here, ek weet nie of ek nou maar net lei is vir al daai goed wat vir my wag nie, maar ek sal nie omgee as die môre kom nie. Jy sien, hoekom? Want ek het een ding besef, dat wanneer jy gehoorsaam raak in die woord, wanneer jy begin reageer in dit wat die woord vir jou sê, kan hy iets in jou verander, wat net alles anders te laat werk. Jy sien, môre is nie 'n uitdaging nie, want jy's nie daar nie. Is dit nie awesome nie? Ek luister hoe ouens begin stres oor maandag, buddy, jy's nog op Sondag. Fokus eers op wat die Here nog vandag vir jou wil doen, in plaas van wat nog voor lê. Want jy sien, 'n maandag kan nie so sleg wees as wat jy dit toelaat. Nie maak nie, toelaat. Nou kom, dink gou-gou. Wat gebeur gewoonlik op 'n maandag? Mense steel jou joy. Hoe doen hulle dit? Jy laat dit toe. Is dit nie awesome nie? Jy gaan sit met jou hande in jou hare en dan dink jy, hoe het hierdie gebeur? Want jy het net ja en amen. Ek ja en amen net aan my Vader. As 'n ou na my toe kom en sê, gaga, en dis nie vir my nie. Nee, dankie buddy. Ek is nie vandag lus vir jou nie. Jy maak die deur oop of jy maak hom toe. Jy laat dit toe of jy laat dit nie toe nie. Jy sien, die Here gee jou sekere opdragte, begin gehoorsaam wees aan sy stem en nie aan die een wat aan die ander kant van die telefoon is nie. Of die ou wat hier voor jou staan. Hy vat alles uit jou uit, want jy staan en wag dat hy aangaan. Iemand kan eerder vir my sê ek is lelik, maar ek sal eerder vir hom sê tata hasie inloop. Ek het baie beter dinge as om te doen, as om na iemand te luister, wat eerstens my as persoon aanval. Hoekom? Hoekom laat jy dit toe? Hy sê ek het jou by jou naam geroep. Hoor mooi, dit staan in die Bybel, nie in die wêreld nie. Die wêreld het jou nie by jou naam geroep nie. God die Vader het jou by jou naam geroep. Hy het vir jou gesê, jy is myne. Nie die wêreld nie, maar ons laat toe dat die wêreld bepaal wie ons is.
Ek smile eerder en ek sê niks vir 'n ou as wat ek moet staan en mooi dink wat ek wil sê, want my filter is nie goed nie. So my brein verwerk nie altyd dit wat in my hart is kom net uit. En ongelukkig raai wat die woord sê ons moet nie gefeins wees nie, maar o mense, liewe Jesus se kindertjies is gefeins. Ons moet net ietsie mis, dan is almal kwaad. Ons moet net jou nie raak sien nie. My vriend, ek sien baie keer nie myself raak in 'n spieël wat langs my staan en nou hoe moet ek jou nog raak sien? My lewe gaan nie oor die mense om my nie. My lewe gaan oor Jesus. Daar's 'n verskil. Jy sien, as iemand op my pad is en ek loop en dwyn vas, logies, gaan ek vir hom sê, "Hey, buddy, hoe gaan dit?" Maar as ek hom nie sien nie, raai wat, hy gaan die hele dag kwaad wees want ek het hom nie gegroet nie. En ek het nie 'n saak nie want ek het hom nie gesien nie. Dis wat ons doen. Ons is kwaad omdat iemand nie gereageer het nie, omdat iemand nie gedoen het wat ons wil nie. Hy het jou eintlik nie eers enigsins ervaar nie, of gesien nie, of eers op die plek gekom dat dit vir hom saak maak nie. Hoekom? Want sy fokus was dalk by dit wat hy moes doen. Jy was nie deel van sy fokus nie. Omdat my en jou fokus nie op Jesus is nie. Jy sien, as Jesus ons fokus is, sal hy ons by plekke vat waar ons moet wees. Johannes 10:10, hy het gekom soos 'n dief in die nag. En hy steel en steel en steel, my weergawe, nie die Bybelse nie. Want ons hou daarvan dat ouens net inloop en alles vat wat nie aan hulle behoort nie. Hallo? Hoekom is dit dat jou huis al hierdie safety bars en al daai goedjies op het? Man, as jy inloop, sluit jy bære die sleutel want nou kom ongenooide gaste in. Maar by hierdie deur kan almal net instap. Hoekom? Sê hy nie, bewaar jou hart nie? Ek wil vanoggend vir jou vra, bewaar jy jou hart? Of laat jy almal maar net toe? Ek het eendag 'n mooi ding gehoor, 'n ou sê, jy weet, party mense se harte is presies soos 'n taxi. Daar's net altyd plek vir nog. En eintlik is jy al lankal oor die hoeveelheid wat hy kan huisves. Ek wil vanoggend vir jou sê, van ons kan net na 1 kyk, van ons kan na 2 kyk, van ons kan na 10 kyk, van ons kan dalk na 100 kyk. Hoe weet jy wanneer jy een van hulle is? Wanneer jy op die plek kom van gehoorsaamheid. Wanneer jy besef wat die woord sê, hoor gou, hy gaan aan. Kom ek lees dit van vooraf. Wie my opdragte onderhou en hulle gehoorsaam, dit is die persoon wat my liefhet. Wie my liefhet, hom sal my Vader ook lief hê. En ek sal hom ook lief hê en myself aan hom bekend maak. Verstaan jy wat jy ontvang as jy waarlik in gehoorsaamheid voor God is? Dan sê hy, ek gaan myself aan jou bekend maak. Is dit nie wat ek en jy nodig het nie? Om werklik te ervaar wat hierdie skrif sê. Om te sê, Here, ek het dit nodig. Jy sien, gehoorsaamheid is nie 'n las nie. Dis 'n liefdesreaksie. Iets wat om een of ander rede vir ons verskriklik moeilik is. Op skool kon jy so deur hulle werk, dan sit vandag hierdie meisie, dan sit daai boyfriend. Jy weet, dit was so asof jou hart in, vandag jy verlief, môre het jy vergeet wat hulle naam. Ek verstaan nie dat as jong mense het ons al hierdie vermoë en dan word ons ouer en dan ewe skielik is ons so fyngevoelig. Hoe daai het my hart gebreek. Hoe daai net dit gedoen. Weet jy wat, hier's 'n area wat nog nie genees is nie. Oh, shame vir jou. Jy sien die God wat ek aanbid. Hy's 'n waarmaker van elke ding. En hy kan die onmoontlike doen. Maar jy sien, ons het baie keer op 'n plek waar ons nooit sekere goed moes deel maak van hierdie ding nie. Here, dankie dat U my hart bewaar. Ek het nie nodig om elke keer, 'n gebroke hart te hê as iemand my nie groet nie. Of as iemand nie, jy weet, agterkom, ek was ook daar nie. Of my naam word nie genoem nie. Maar tog sê die woord, jou linker moenie weet wat die regter doen nie.
Jy weet, dit is vir my so goed as mense sê, ek het so goed gedoen, maar die hele Facebookblad is vol daarvan. Ja, jy's doodreg, jy het. God het niks daarmee te doen nie. Want jy sien hierdie moenie weet nie. As jy begin adverteer wat jy doen vir Vader, het jy 'n probleem. Ouens, want dan kom dit nie vanuit die regte kanaal nie. As jy wil goed doen, doen dit daar waar mense nie kyk nie. As jy wil werklik invest in iemand se lewe, moenie vir almal vertel saam met wie jy, ek loop nou saam met hierdie ou pad, maar jy gaan nie glo hoe moeilik is hy nie. Ek sou ook moeilik gewees het as ek 'n valse persoon het wat saam my loop. En jy kan dit nou maar vat of nie vat nie, ek worry regtig nie. Maar ons is in 'n tyd waar net die waarheid ons kan vrymaak. Jy sien, ons wil net alles, ons kom in die kerk en ons egos moet gestreel word. Jy's op die verkeerde plek. Die huis van die Here is die plek waar net die waarheid sal seëvier. Dis of reg of verkeerd. Maar net nie jy dit vir my sê nie. Maar jy sien, dit is nie ek wat dit vir jou moet sê nie. Dis nie my werk om vir jou te sê wanneer jy sonde doen of wanneer jy nie. Al wat dit vir my sê is dat jy ervaar nie die Heilige Gees nie. En ek dink jy kan die som verder maak. Want jy sien, as die Gees van God nog nie deel is van jou nie, dan was hy nog nooit regtig deel van jou nie. Dis ongelukkig die waarheid van die verhaal. Dan gaan ons aan, en hoor ons sê in Johannes 14:15, ek love hierdie skrif. As julle my lief het, sal julle my opdragte gehoorsaam. Hoor mooi, as julle my lief het. Jy sien nou, elke keer wat jy nie gehoorsaam is nie, raai wat sê jy? Here, ek is nie lief vir jy nie. Hallo? Ek wil dit gou weer lees, want ek dink julle het dit nie gesnap nie. Johannes 14:15. As jy jou Bybel het, kan jy maar reg gaan hom kyk, of jy weet, vandag het julle ons nou al hierdie snaakse goed, want julle weet nie waar is watter boek nie. Amen. Dit is mos waarom ouens nie meer Bybels bring nie. Ek het nie geweet dat daar soveel boeke in die Bybel is nie. Johannes is net na Dawid. Julle weet waar daai boek is, né? Hoor gou wat sê, as julle my liefhet, sal julle my opdragte, gehoorsaam. Here, help my om weer te besef wat dit beteken om U waarlik lief te hê. Nie tydelik nie, nie sekere tye nie. Jy sien, dis waarom Romeine 12:2 so belangrik is. Moenie gelykvormig wees aan hierdie wêreld nie. Maar ongelukkig het die kerke almal op die oomblik dieselfde probleem. Ons het verkleermannetjie syndroom. Sodra iets gebeur in die kerk, dan is ons almal het ons ewe skielik daai kleur. Dan doen ons dit, want raai wat, dit is wat nou werk in die kerk. Kan ek volgende vir jou sê, raai wat werk in die kerk? Hierdie is wat werk in die kerk. Is die inhoud van wat hier binne aangaan. Nie van wat die volgende ou of hierdie ou sê nie, nie hoe die liggie snaaks maak en die rookmasjienkie vir jou hier deur die rook laat kom, want ek is 'n celebrity nie. Ek dog die Heilige Gees is die celeb. Ek dog hy is die eregas wat inkom. Dis nie die ou wat hier voor staan nie, want raai wat? Hierdie is tydelik. Soos wat ons lewe net tydelik is. Moenie jou gehoorsaamheid of jou lewe bou om 'n prediker, en ek sê dit met baie respek. Want hy's 'n mens, vlees en bloed soos jy. Hy 10-1 dalk nog meer uitdagings as wat jy het. Hy 10-1 dalk meer goed wat hy voor die Here moet hê as jy moet hê. Maar nou dink jy moet hom vra, want hy gaan vir jou die antwoord gee. Die enigste ding wat ek vir jou kan doen, is ek kan saam met jou bid. Ek kan nie jou bidwerk vir jou doen nie. Hoor mooi, moenie na my toe kom as jy 'n kar wil koop en sê, pastoor, bid saam met my nie. Ja, regtig, hoe slim kan jy wees? Jy weet hoe goed jou naam is. Hoekom wil jy my involved met jou leen? Hallo?
Ons het groot geword met dit. Ek moet eers vir die pastoor vra. Ek moet eers die Here vra. Hallo? Ouens, tradisie het nie plek in die woord van God nie. Maak nie saak hoe ek en jy groot geword het nie. Maak nie saak wat toe nog uitgesit is as hoe dit moet wees nie. Die Heilige Gees is die een wat die leiding gee van waartoe ons moet gaan, van wat ons moet doen. Want raai wat sê hy? As julle my liefhet, sal julle my opdragte gehoorsaam. Jy sien, as ek Jesus liefhet, hoekom wil ek mense vra wat ek God kan vra? Maak dit sin? Ek vra eerder iemand om saam met my te bid vir 'n deurbraak. Het jy geweet as jy hom sê wat jou deurbraak is, dan is dit nie meer 'n geheim nie. Ons wil ons hele pedigree vir 'n ou gee. Hoekom? Intersessie is nie daar dat hulle jou pedigree weet nie. Hulle moet saam met jou bid. Punt. Ek hoef nie te weet van jou ingroei toenaals of enige van dit nie. Genesing is genesing of jy migraine het en of jy kanker het. Raai wat, albei se uitdaging. Die een is tydelik en die ander is net meer permanent. Maar moet jou gebed verskil? Nee. So sonde bly genesing dieselfde. Maar ek en jy moet eers daai verhouding met God hê. Ons moet eers in gehoorsaamheid wees. Want raai wat, as jy begin gemaklik raak om vir ouens se migraine te bid, kan jy dalk gemaklik raak om vir ander goed te begin bid. Hy sê in 1 Johannes 5 vers 3 tot 5 sê hy, die liefde vir God bestaan daaruit dat ons sy opdragte gehoorsaam en sy opdragte is nie moeilik nie. En om een of ander rede dink ons dis verskriklik moeilik. Want elkeen wat God as Vader het, oorwin die wêreld. Die oorwinning wat die wêreld verower het, is ons geloof. Wie anderste kan dit wees wat die wêreld verower as die een wat bely dat Jesus die Seun van God is? Ja. Jy sien, gehoorsaamheid is 'n reaksie op genade. Maar as jy nie verstaan hoe groot sy genade is nie, gaan jy ook nie verstaan wat sy gehoorsaamheid is nie. Dit is so maklik om vir iemand te sê, genade onbeskryflik groot. As jy so om jou kyk, dis genade. Onbeskryflik groot. Is genade dat jy vanoggend hier sit. Is genade dat jy die voorreg het om iemand te embrace langs jou. Dis nie 'n reg nie. Dis 'n voorreg. Jy sien, dis hoe genade werk. Maar ons wil dit inkleer soos ons glo dit moet wees. Efesiërs 2 vers 8 sê, dit is mos die genade wat julle verlos het, deurdat julle tot geloof gekom het. Jy sien, dis waar die geheim is in dit. Dit is mos die genade wat julle verlos het, deurdat julle tot die geloof gekom het. Jy sien, dit kon jou nie gered het as jou geloof nie daar was nie. Nou, wanneer kan jy op 'n plek wees waar jy werklik sê jy glo, wanneer jy gehoorsaam is aan God? Jy sien, al hierdie goed is gekoppel aan mekaar. En dan gaan hy aan, en julle verlossing kom nie uit julle self nie, maar is 'n gawe van God. Jy sien, daai is 'n baie belangrike woordjie. Dat ons moet besef dat ons gehoorsaamheid is so belangrik. Ons moet op die plek wees waar ons weet dat daai verlossing kom nie uit onsself nie, maar dis 'n gawe van God. Dit gebeur nie net nie. Jy kry nie net 'n kaartjie. Ag, moenie worry. Weet jy wat, jy moet net hierdie wys dan jy shop. Nee, daar is nie so iets nie. Daar's nie 'n maklike rit nie. Nêrens in die Bybel sê hy dat alles net gemaklik wees nie. Nêrens. Maar ons wil die easy ride hê. Ons wil alles net maklik hê. Jy verstaan nie wat my uitdagings is nie. Ek wil vanoggend vir jou sê, daar sit mense dalk voor en agter of langs jou wat se uitdagings baie groter as joune is.
Maar omdat jy net selfgesentreerd is, kyk jy net na arme ek. Ek weet nie hoekom ek nie hierdie, ek weet nie hoekom ek. In plaas van om by die voete van Jesus te kom en te sê, Here, wat is u plan? Wat wil u hê moet ek doen? Vader, as u wil hê ek moet net volg, dan volg ek net. As u wil hê ek moet net stil bly, dan moet ek net stil bly. Maar sien, dis 'n keuse wat nie ek moet maak of jy nie. Dis wat God vir jou moet sê. Hy sê, dit is nie die gevolg van julle dade nie. Niemand kan daaroor groot praat nie, want ons is God se handewerk. Hy het ons in ons eenheidsband met Christus Jesus so gemaak, dat ons die goeie werke wat hy vir ons bestem het, kan uitlewe. Die goeie werke, ek wil vir jou vra, lewe jy die goeie werke uit wat hy vir jou bestem het? Of kom jy nie daarby uit nie? Jy verstaan nie wat my program is nie. Jy moet pas op dat die Here nie jou program verander nie. Jy sien, daai is baie eina. Want wanneer jy jou program verander, beteken dit dat die goedjies wat jy so aan gewoond is, dalk kan wegraak. En dis wat ek en jy moet besef. Dit maak nie saak hoe besig jou program is nie. Dit kan nooit te besig wees vir Vader nie. Daar's nie 'n manier nie. Jy sien, as jou oë oop gaan, moet dit in Jesus wees. As jou oë toe gaan, moet dit in Jesus wees. Maar ek wil hê jy moet mooi verstaan, want baie ouens het daai idee van, maar my oë gaan toe in Jesus, want sodra ek begin bid, raak ek aan die slaap. Jy mis iets. Jy sien, om jou aand af te sluit in Jesus, as jy dit nie kan doen terwyl jy lê nie, moet jy dalk regop sit. Iemand sê vir my, ja, ek kan nie meer kniel nie. Ek sê, julle het seker nie stoele in julle huis nie. Nee, ons het, ek sê, jy moet dalk probeer om net te sit. Ons het so 'n harde houtstoel. En as my oë nie lekker wil saamwerk en ek begin moeg raak, gesit ek op 'n harde stoel. En dit is so, dan is ek wakker. Want niks op daai stoel is gemaklik nie. Maar ek wil vir jou sê, 'n minuut later kan ek nie onthou dat ek ongemaklik is nie. Want jy sien, sodra jy met jou Vader begin praat, sodra jy in gehoorsaamheid is, jy sien, gehoorsaamheid moet kom van waar? Vanuit liefde. Jy moet 'n liefde hê vir hom. Jy moet 'n liefde hê om te aanbid. Jy moet daai lus hê om te sê, ek wil meer van U hê. Anders te beteken niks van hierdie, enigiets nie. Dan kom ons by hierdie mooi skrif hê, Galasiërs 5:22. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Ek dink baie keer as ek hierdie lees en sê ek, Here, wat het gebeur dat vriendelikheid net eers weggeraak het? Ek luister hoe mense liefde embrace, maar terwyl hy liefde embrace, staan hy met die suurlemoensap in die ander hand. Dan probeer ek die twee by mekaar sit en dink ek, Here, is ons nie veronderstel om bly te wees in wie ons is nie? Is ons nie veronderstel om excited te wees oor hoe groot ons God is nie? Maar nou loop jy met hierdie las van die wêreld, weet jy wat, jy is so kwaad, jy is so ongesikkeld, want weet jy wat, niks wil gaan soos ek het wil hê nie, want jy fokus net hoe jy dit wil hê. Here, wat is U plan? Hoe minder ek verstaan, hoe meer fokus ek net op God se plan. As iets die maatjie onder my voete uitdruk, dan sê ek, okay, Here, ek is nou op 'n plek wat ek nou minder slim is, want ek weet nie hoekom nie. Maar ek glo U het 'n plan. Help my om te verstaan wat U plan is. Vat jou fokus weg van waar jy gedink het. En begin op dit fokus wat God in jou hart, daai excitement oopmaak. Liefde verander gehoorsaamheid van plig na plesier. Dis al hoe ek dit kan opsom. Want vir my is dit 'n plesier
om met mense te praat oor Jesus. Vir my is dit die lekkerste ding van my dag, as ek net met iemand kan deel oor wie hy is. Besef jy wat Jesus kan doen? Ons het nou die dag het ons 'n gesprek en ek wil begin klaarmaak. En 'n ou sê vir my, jy weet, alles gaan oor jou getuienis. Ek sê ja, vir my gaan alles oor my getuienis, Jesus. Hy sê nee, ek bedoel my getuienis. Ek sê chom, ek weet nie wat joune is nie. My getuienis is Jesus. Nie my storie nie. Ek wil vandag vir jou sê, nie almal het 'n boek nodig met jou naam op nie. Nie almal het jou handtekening nodig nie. Want ons het op 'n plek gekom waar ons gedink het, ek moet my hele storie vertel dat ouens besef hoe groot God is. Nee. Dis net my persoonlike lewe, is nie oor iemand anders nie. Maar ek wil jou een ding sê, my storie het niks uit te waai met hoe groot Jesus Christus is nie. My storie kan nie raak aan wat hy vir my doen nie. My storie het geen betekenis as ek nie vir iemand die liefde van Jesus en hierdie lig kan wys nie. Want jy sien, as die lig nie in my skyn nie, wat help my storie? Jy weet, wanneer jy one-on-one met iemand sit, is dit so maklik om met 'n ou te deel en te sê, weet jy waar ek is? Maar voordat hy jou storie hoor, maak seker dat hy eers weet wie Jesus is. Dat hy eers seker maak dat hy Jesus in jou ervaar. Anders te weer eens is daar geen slaankrag nie. Ouens wil altyd weet hoe dit en hoe dat, en dink ek, kom on man, hoe staan jy in die oggend op? Ek doen presies dieselfde. Partykeer het ek net meer uitdagings om op te staan. Partykeer is dit net moeiliker om in daai ratreis betrokke te raak. Want raai wat, die spoed is nie altyd dieselfde nie. Maar ek weier dat die wêreld my afslek. Ek weier dat die wêreld vir my sê, jy is nie tot alles in staat nie. Want die woord van God wat ek lees, wat vir my die hoogste gesag is, sê, ek is tot alles in staat deur Christus Jesus, wat my die krag gee. Hy sê in Esegiel 36:27 sê, ek sal my gees in julle gee, en ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef, en my bepalings gehoorsaam en nakom. Jy sien, die Heilige Gees help ons om gehoorsaam te wees. En as ons dit nie kan embrace nie, wil ek vanoggend vir jou sê, dis wanneer jy op 'n plek kom waar hoop 'n uitdaging raak. Ek het so 'n week terug, het ek die voorreg gehad om op Live FM te praat, en die hele tyd wil die tannie net, maar ek wil weet wat jou gesondheid is. So sê ek, maar hier sit ek. Hoekom wil jy oor my gesondheid praat as ek nog voor jou sit? Rarig. As jy rarig wil weet, kom kuier as ek vir 'n slag weer in die hospitaal kuier. Dan kan jy oor gesondheid praat. Maar terwyl ek hier sit, as ek reg onthou het jy gevra, ek moet met jou deel oor hoop. Ek sê, nou weet jy wat die Bybel het die mooiste goed oor hoop. Ek sê, ek weet nie, of ken tannie daai liedjie nie, ek sê, maar daar's so 'n mooi ou Engelse liedjie, wat sê, my hope is in you, Lord. Ek sê, dis waar my hoop is. Sy sê, maar mense wil 'n storie hoor, te sê, ek kan jy die storie vertel van Jesus Christus. Jy sien, mense soek sensasie, hulle soek nie meer die waarheid nie. Mense wil die hele tyd gewaar word deur jou seer, of deur jou uitdagings. Hoekom? Ek is nie alleen nie, God is met my. Ek wil vanoggend vir jou vra, maak jou uitdaging om nader aan Jesus te wees. Hou op dat jou storie bepaal wie jy is. My storie bepaal nie wie ek is nie. Ek het hierdie denkwyse die laaste 3 jaar, het ek net besef, elke keer as ek ergens moet gaan kuier by die Rooikruis, en sê ek, okay, Here, daar's seker iemand wat ek moet ontmoet. Want elke keer as ek in die hospitaal eindig, bring die Here iemand op my pad. Jy sien, wanneer my fokus op iemand anderste is, vergeet ek waarom ek daar is. Jy moet dit probeer, dit help.
Want as jy begin fokus op waarom jy daar is, begin jy amper dink dat jy dalk siek is. En jy weet wat ons doen, veral ons manne. Weet jy verkoue kry, dan wil jy ons doodgaan. En die een ding wat ek besef het, Here, as my fokus is op wat om my aangaan, hoef ek nie te fokus op wat wag nie. Jy sien, ons is so besig om vir ander te vertel, weet jy wat, jou fokus moet op die Here wees, en dan kom dit op jou pad. En raai, wat doen jy? Dan wil jy ewe skielik teruggaan en tot in sak en as gaan lê. Nee, toe Jesus op daai kruis gesterf het, jy sien hier, jy het toegelaat dat ek nie meer in die as moet gaan lê en ryk soos 'n braaivleisvuur nie. Sy genade is te groot. Jy sien, hy het my geroep by my naam te sê, jy's meer as dit. Jy sien, ek en jy weet nie waar ons storie gaan eindig nie. Maar die een ding wat ek geleer het, Here, as ek gehoorsaam is aan die storie, tot en met die laaste asem, is ek in oorwinning. Hou op bekommerd raak oor wat wag. Ons moet eintlik ons lewe seëvier. Onthou julle daai liedjie Celebrate Jesus? Wanneer laas het jy hom geselebrate? Wanneer laas het jy so bietjie weggeraak? Gisteraand praat ek met my boetie en as ons praat, dan vergeet ons heeltemal van tyd. Want ons doen dit nie elke week nie. Ons is so elke tweede, derde maand. Anderste, hallo. Ons is nie goed oor die telefoon nie. Maar as ons honger genoeg is, weet jy wat? My boetie het net geweet gister, waantoe om my denke te vat, sonder dat ek geweet het waar dit moet wees. Toe ons klaar gesels het, staan ek op en ek dink, Here, ek is jammer, ek het vir 'n oomblik, het ek myself jammer gekry. Want jy sien, as jy alleen is dit nog makliker. Maar nou kry ek myself jammer, want my vrou's nie daar nie, en dan dink ek aan al die goeders wat ek dalk gaan vergeet, en hierdie, en so begin ek en my boetie praat, en ek besef hoe pateties was ek vir 'n oomblik gewees. Want raai wat, ek is 'n mens. Maar ek het net nodig gehad om weer lekker te gesels en te lag oor alles behalwe die omstandighede. En ek besef net, Here, U sê die planne wat U vir ons uitgesit het, is planne van voorspoed en nie van teëspoed nie. Hy het nie gesê, daar gaan nie teëspoed op jou pad kom nie. Jy sien, soos die teëspoed kom, het hy die manier om voorspoed vir jou oop te maak. Jy sien, ek kies die openbaring van voorspoed in my teëspoed. Want soos die teëspoed daar is, dan begin ek die vraag vra, Here, wat moet ek leer uit hierdie uit? Wat wil jy hê moet ek doen? En dryp ek die toetse die hele tyd. Maar raai wat is lekker? Wanneer jy by Vader kom en net sê, Here, ek het dit alweer verkeerd, ek is jammer. Dis wat God wil hoor. Ouens, dit help nie om hier voor te staan en te dink jy is so heilig nie. Want jy kan net doen en jy kan net gehoorsaam wees aan dit wat God toelaat. En ek wil vir jou sê, daar buite is dit nie maklik nie. Maar met hom is dit haalbaar. Dit is ons fokus. Dis waartoe ons moet gaan. Dis waaraan ons moet vashou. Kom ons sluit ons oë. Dankie, Here. Here, dankie Vader, om net vanoggend tyd te spandeer. Here, dankie Vader, dat ons vanoggend die keuse kan maak om gehoorsaam te wees. Vader, ek bid, Here, dat ons vanoggend in hierdie rustige atmosfeer daai tree vorentoe gee om te sê, Here, ek meld aan. Ek is gereed. Vader, ek weet, Here, by U is niks onmoontlik nie. Vader, so ek staan vandag voor U en ek sê dankie. Dankie dat U berge vir ons versit, Here. Vader, dankie dat U ons deurdra in tye
wat die storms bietjie groter is as gewoonlik. Maar Here, ons kan vandag voor U staan en sê, Here, You are a way maker, miracle worker. Vader, jy het 'n manier om storms stil te maak wanneer ons amper nie hoop het nie. Maar vandag wil ons net weer vasmaak en sê, ons hoop is in U, Here. Ons deurbrake is in U, Here. Ons genesing is in U. Ons vrymaking en losmaking is in U. Vader, ons bid, Here, vir die wat werklik veg met kroniese siekte, Here. Vader, ons wil fokus op dit vanoggend, Here. Vader, want baie keer besef mense nie dat dit is gewoonlik die familie wat swaarder kry as die persoon wat in die journey is. Vanoggend bid ek, Here, dat ons op die plek sal kom van gehoorsaamheid, om werklik dit 'n saak van gebed te maak, vir al ons geliefdes, Here, en al is dit net 'n kennis, maar dat ons in gebed sal begin intree. Vader, ek wil graag daai sê, Here, ons kom so baie en dan hoor ek in gesprekke hoe mense sê, ja, call those things that be not, maar ons call dit nie. Here, ek bid, Vader, dat ons daai goed sal roep wat nie is nie. Ek bid dat ons nie sal bang wees nie. Ek bid dat ons sal weet, Here, al wat ek en elke een hier kan doen, is die moontlike. En U sal die onmoontlike doen. Vader, ek bid dit nou, in die groot en wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Nou, ons gaan